Goeiemôre, dit is my verskriklik lekker om weer vanmôre saam met julle te kan kuier. Al is dit virtueel, dit is altyd lekker om sommer net weer saam deur die Here se woord te blaai. Vanoggend se tema is elke bietjie help en ons gaan nou so 'n bietjie meer van dit uitpak. Maar voor ons daarmee begin, kom ons sluit ons oë en dan bid ons net eers saam. Here, dankie vir die voorreg wat ons het dat ons waar ons is, weet ons is in U teenwoordigheid en wanneer ons na U woord luister, kom maak U dit tuis in ons harte, kom maak U dit lewendig, sodat ons dit elke dag kan leef, Here. My gebed vanmôre is dat elkeen wat hierdie boodskap sal hoor, Here, dat hulle weer van vooraf net U sagtheid, U liefde, U hand sal ervaar, selfs in die klein goeders wat ons doen. Dankie dat ons kan stil word, so op 'n Sondagoggend. Amen. Dis met dit wat ek julle dan groet vanmôre, ook in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees wat hier is tussen ons, wat vir ons sy liefde kom gee, groot of klein, maak nie saak wat ons doen nie. Ek weet nie of die tema gebore is as gevolg van die Comrades wat so 2 weke terug was nie, en of dit die feit is dat as ek my ouderdom afrond, dan is ek nader aan 40 as aan 30, of het bloot net die feit is dat ek en my vrou nie my dogtertjie uit die bed uit kan kry as gevolg van die spoed waarteen sy beweeg nie, tussen 6 en 7 in die oggend nie. Maar dis die gedagte wat dis 'n gedagte waarmee ek die afgelope tyd regtig oor en oor worstel, oor sit en dink. En daai gedagte is, maak die klein goed saak. Is dit nog nodig, aangesien die hele wêreld gaan oor die groot goed, die vinnige goed, die goed wat ons kan plaas, sodat die hele wêreld dit sien, om te wys hoe oulik is ons, hoe beïndruklik kan wees met ons. Ek lees die week iemand skryf oor 'n maatskappy, maar oor maatskappye in die algeheel, en vra, is niemand net meer gewoon nie, of gemiddeld nie? Want elke advertensie, as hulle praat oor hulle self, gebruik hierdie fancy buzzwords in elke beskrywing oor wat hulle doen. Alles is die beste, die vinnigste, die grootste, die mees suksesvolste, en as jy nie kan bly nie, dan is jy agter. Vir die van julle wat by skole betrokke is, die oop dae en advertensies is weer op elke liewe ligpaal. En ek en my vrou praat die afgelope tyd, hoe ongelooflike moeilike taak is dit nie, om elke nuwe jaar 'n nuwe tema of 'n slogan uit te dink, om op daardie ligpaal te sit. Iets wat jou sal onderskei van die skoolwerk aan die bult. En dit is nog moeiliker in Krugersdorp, aangesien ons 'n uitstekende skole het, maar dit is moeilik. Dis moeilik, ons moet maak, alles gaan oor hoe groot en hoe spesiaal is ons. Maak die klein goed nog steeds saak. Nou ek weet, dit is baie algemeen en baie wyd, maar soos met baie goed in die wêreld is ons in 'n tyd, of in die tyd waar ons is, althans, het dit 'n manier geword dat hierdie tipe goeder stadig maar seker, bietjie vir bietjie, ook in ons geloofslewe infilter. En ons eie siening oor geloof en oor Christendom kom verander, of althans so glo ek, en dis my perspektief. Hoekom sê ek dit? Want as gevolg seker van die westerse kerke en dat die FSA alles groter en beter doen, voel ons dat wanneer ons ietsie kleins doen, dit nie goed genoeg is nie. Dit nie goed genoeg is vir God nie. Ek onthou, ek was een keer in 'n onderhoud by 'n baie groot kerkie in Suid-Afrika, en die eerste vraag wat hulle van die onderhoud gevra het is, hoeveel mense het jy onlangs tot bekering gebring? Ek was uit die veld uitgeslaan, want ek het my boekie by die huis vergeet, waarin ek telling hou. Ek het dit nie op sosiale media geplaas, sodat almal kan sien hoe oulik is ek nie, en ek grap net, ek was uit die veld uitgeslaan, want dit het regtig gegaan oor nommers, oor die grootheid. As ek nou as 'n ouer Pieter terugdink, sou my antwoord heel waarskynlik gewees het, wel, ek weet nie, want die groot challenge is om myself elke oggend tot bekering te bring, wanneer ek niks geslaap het nie, en die kinders heel aand wakker was, wat ook net 'n grappie is. Maar ons as gelowiges voel partykeer te min, te klein, en wat ons doen voel partykeer is nie genoeg nie, nie genoeg vir God om raak gesien te word nie.
En dalk lê vanoggend 'n tema dieper in my eie hart en dalk is die van julle wat self kan resoneer met die stories van mense wat jou iewers laat voel dat jou geloof is net nie goed genoeg nie of groot genoeg nie. Of wat jy doen vir die koninkryk is nie spesiaal en amazing genoeg nie. Vir as jy al so gevoel het, so voel vandag of dalk iewers in die toekoms so voel, hoop ek is vanoggend se boodskap vir jou 'n bietjie van 'n troos. Volgens 'n tema iets wat by jou sal bly, sodat jy sal onthou waaroor dit eintlik gaan. Nou vanoggend lees ons uit Lukas en ek gaan net een versie lees uit die teksgedeelte uit. En soos ek die teksgedeelte lees, is dit 'n verskriklike bekende gedeelte. Ons het al dit so baie gelees en ons het dit uit verskillende kontekste uitgelees, maar vanoggend hoop ek dat die teksgedeelte, die kere wanneer jy skuldgevoel gehad het oor dit, sal kom troos. Lukas 16 vers 10 is waar ons lees vanoggend en jy is welkom om jou Bybel op te maak, jou foon uit te haal, selfs op die skerm te kyk. Die teksgedeelte kom uit 'n lang verhaal van Jesus waar hy praat oor die oneerlike bestuurder. En ons hele opbou en hoe die een hand nie weet wat die ander hand doen nie, want die ou is oneerlik. En dan is daar hierdie teksgedeelte wat Jesus beklemtoon en ek dink so belangrik is. Lukas 16 vers 10. Wie in die kleinste dinge betroubaar is ook in die groot dinge betroubaar. En wie in die kleinste dinge oneerlik is ook in die groot dinge oneerlik. En soos ek sê, die oorspronklike teks hier is 'n gelykenis van die oneerlike bestuurder, maar hoe hierdie teks eintlik soveel dieper sny wanneer dit kom by klein geloof en konstant maak 'n groot verskil, want as jy in die klein goed betroubaar is, as jy in die klein goedjies, as jou geloof in die klein goedjies sterk is, sal dit ook in die groot goed sterk wees. Daar's 'n frase wat by my resoneer al vir so lank en wat opkom by my wanneer ek hierdie teksgedeelte lees en die frase is 'n lang gehoorsaamheid in dieselfde rigting het 'n groot impak. Dit word dikwels aan Nietzsche toegeskryf, maar dit was Eugene Peterson, die skrywer van The Message Bible, wat hierdie hele woorde geneem het en dit betekenis gegee het vir 'n lewe van geloof. Hy het selfs 'n boek met die titel geskryf. En die punt wat hy maak is eenvoudig, en dit sny baie diep. Geestelike groei gebeur nie oornag nie. Disippelskap is nie vinnig nie, dit is nie glansryk nie, dit is nie 'n naloop nie, dit is 'n aanhoudende stap, een tree op 'n slag, vir 'n lang tyd, in dieselfde rigting. Peterson beklemtoon die woorde van volharding oor tyd, en verander dit in 'n roeping vir die kerk. En soos ek sê, miskien is dit omdat die Comrades die afgelope tyd was, is daar hierdie sê ding van, solank as wat jy net in die rigting van die eindstreep beweeg, sal jy klaarmaak. Solank as wat jy net bly beweeg, al is dit treetjie vir treetjie, al is dit skuif, beweeg net in die rigting van die eindstreep. En dit is vir my so mooi metafoor, en dit word bewys oor tyd, en dit is die uitdaging. Nie net om te glo wanneer dit maklik is nie, of op te daag wanneer dit opwindend is nie, maar om getrou te bly in die alledaagse, in die gewone, in die oomblikke wat niemand sien nie. Dit is wat geestelike volwassenheid is. Nie perfeksie nie, nie vertoning nie, maar volharding. 'n lang gehoorsaamheid in dieselfde rigting. En ons kan in die Bybel gaan terugblaai en ons gaan 'n klomp mense kry wat vir ons kom bewys het van dit. Dawid het skape opgepas. Hy was aan die onderkant van die samelewing gewees en hy daar begin en klein geloof toegepas voordat God hom voor Goliat laat staan het en later voor die hele nasie as koning laat staan het. Rut het are opgetel in die land. My dogtertjie vertel ons nou die dag die storie en ek het net weer eens oor dit gedink. Rut het in die lande gewerk, sy het are opgetel en geoes voordat sy deel geword het van Jesus se familielyn, wat ongelooflik is. Jesus het heel waarskynlik houtwerk gedoen, saam met sy pa, 'n skrynwerker, voordat hy met openbare bediening begin het, en later ons vir ons aan die kruis gesterf het. En ook so meeste van sy disippels
wat later miljoene mense tot bekering gebring het. Soos 'n goeie prediker het, en almal doen het, ek 4 punte om deur te trap vir oggend, wat ek graag vir julle sommer net wil oopbreek, in terme van, hoe belangrik is dit, om die klein trekies te gee, in dieselfde rigting. Galasiërs 6 vers 9 sê, moenie moeg word om goed te doen nie. Nou hier wil ek net so bietjie kategoriseer. Ek wil met die ouer geslag praat. Jou stille geloof vorm steeds ander. Ek dink so baie aan die mense wat agter die skerms werk, die pannekoek bak, die koeksisters maak, die koffie skink, die kollekte opneem, die klankwerk doen, die klein goeders in die kerk doen, maar nie net in die kerk nie, ook agter in die skerms, om kos te bring en kos uit te deel, en die klein, daai het 'n manier, sonder dat jy weet, om so sterk geloof te vorm, ook vir ander mense. Jonger geslag. Moenie moeg word om goed te doen nie, selfs in 'n wêreld waar dit so grys raak, tussen wat reg en verkeerd is. Begin nou al om geloofsgewoontes te bou, begin nou al om die klein goeders te doen, sodat wanneer die storms kom, dat jy sal sterk staan, vorm jou geloof. En nou praat ek al van die gesinne, en dis almal van julle, daaglikse getrouheid, in die grootmaak van kinders, en in jou huwelik vorm, of jou verhoudingsvorm, maak baie meer saak, as om perfek te wees, en alles reg te doen. Begin by die klein goed, en moenie moeg word, om goed te doen nie. Die tweede punt is, God sien raak wat ander nie raak sien. Kolossense 3 vers 23 sê, werk van harte vir die Here. Praat elke dag met jou geloofsgemeenskap om jou, deel met hulle, en al sien hulle selfs dit nie raak nie, bly volhard, bly hard werk. Nou hier is dit dalk nie net vir mense in die kerk nie, maar vir jy wat daar buite in 'n werk sit, of dit by 'n skool of 'n korporatief is, of jou eie besigheid het, die klein goed maak saak, wanneer daai vraagtekens kom van hoe jy wil besigheid doen, en hoe jy mense gaan hanteer, daai klein goed gaan nie ongesien nie. Of dit nou 'n skoonmaker is, 'n tuinier is, iemand wat agter die skerms werk, of iemand by 'n til werk, of 'n petrol joggie. Dis die klein goeders wat ons daar deel, en hoe mense ons sien, wat 'n groot verskil word. God beloon die mens vir die goeders wat hy nie, wat die mens om neers kan sien nie. Nalatenskap. 2 Timoteus 4 vers 7 skryf Paulus, ek het die goeie stryd gestry en die wedloop voltooi. Dink aan dit wat jy agterlaat. Dink aan dit wat mense van jou gaan sê, maar nie omdat dit jy is nie, maar hoe hulle die Here deur jou gesien het. Mentor, deel. Ek dink ons leef in 'n wêreld waar inligting oral beskikbaar is, vlugtig beskikbaar is, en almal kan dit kry, maar ons tog so leemte vir persoonlike mentorskap, ook nie net in elke dag se lewe nie, maar ook in geloof. Mense het 'n behoefte om te leer iets substansieel soos geloof. Ons is op die punt om te trek na 'n nuwe huis toe, en die plek waar ons huidiglik bly, het nie eintlik 'n tuin gehad nie. So oor die afgelope 7-8 jaar wat ons in die huis gebly het ons stukkie vir stukkie plante geplant en bome geplant, en onder andere olyfbome. Die eerste olyfboom het ons geplant met ons eerste dogtertjie se verjaarsdag, en sy word 5 oor 'n maand, en die ander een het ons geplant toe ons tweede dogtertjie gebore is. En ons is nie hartseer oor die huis wat ons gaan mis, of die kombuis, of die badkamers, of die stoep, of niks nie, maar oor hierdie bome, want dit het vir ons 'n nalatenskap geword van dit wat ons al in hulle lewe ingebou het. En so moet geloof ook wees. Daai bome groei nie oornag en is skielik bome wat skaduwee gee en tuiste gee vir voëls nie. Nee, dis stukkie vir stukkie elke dag 'n bietjie groei om sterk te word, dat wanneer die storms kom, dat die storms kan weerstaan. Stukkie vir stukkie. Wat 'n impak maak jy? Wat 'n impak
maak jy wanneer jy elke dag het teruggee? Dis my 4de punt. Hoe los jy spore wat ander mense kan volg na Jesus toe? Klein trekkies wat hulle kan volg na Jesus toe. Nou is 'n praktiese uitdaging. Watter klein goedjies roep God jou hierdie week om getrou mee te wees? Klein goedjies. Ek praat nie van die groot goed nie. Ek praat nie van die gaan mense tot bekering bring en ek gaan 10.000 rand vir die kerk gee, niks nie. Ja, dit kom. Ek praat van die klein goeders, die ongesiende goeders, die goeders wat die wêreld nie noodwendig vir jou erkenning voor gaan gee nie. Ek wil hê jy moet na vandag se preek 'n oomblik gaan stil word en net gaan dink. Maar dit nie net daar te los nie. Hierdie hele week terug te gaan kyk na dit wat jy gedoen het, refleksie te doen van jou dag en jouself af te vra, wat het ek gedoen wat 'n impak gemaak het? Nie omdat mense dit vir jou gesê het of dit erken het nie, maar omdat jy kon sien dat dit iewers vrug gedra. Geestelike groei gebeur nie oornag nie. Disippelskap is nie vinnig nie. Dit is nie glansryk nie. Dit is nie 'n naloop nie. Dit is 'n aanhoudende stap, een tree op 'n slag, vir 'n lang tyd in dieselfde rigting. Kom ons maak ons oop toe. God, help ons om standvastig te wees. Help ons om trekkie vir trekkie konstant in U rigting te loop. Help ons om te groei, so stadig soos 'n olyfboom, maar sterk te wees vir wanneer die storms kom. Here, partykeer in 'n wêreld van glansryk en beroemdheid raak die klein goed weg. Mag ons weer net vanoggend herinner word dat daardie klein goedjies wat ons doen, saak maak. Mag ons dit van vooraf beleef in hierdie week wat kom. Amen.